Goeiemôre, goeiemôre. Dit is koffietyd saam met Amelia en baie welkom almal en ek glo ons gaan 'n heerlike tyd hê saam. Uit die Kaap uit, die mooie Kaap, so wil ek vir julle sê baie welkom. Ek glo ook dat die Kaap 'n blessing is omdat ek hier is en om die Kaap 'n blessing is omdat die Kaap 'n blessing is. So baie welkom almal van julle. So ek is slukkie koffie drink. En ek wil vir julle sê, dis die dag wat die Here gemaak het, en ons gaan vreugde in hierdie dag beleef vandag. So as jy op is, sê vir my, van waaraf is jy, en sê vir my, wat beleef jy hierdie tye? Môre Nelda, Nelda, hier is vir jou 'n boodskap vanoggend. Ek glo die Here gaan met jou praat vanoggend. Ek het aan jou gedink hierdie week wat verby is, en ek wil jou kontak, maar ek glo die Here gaan met jou praat vanoggend. Dit is net amazing. Môre Michelle, lekker om jou te sien. Madeleine, môre. Madeleine, ek het jou oproep gemis, want ek was besig om op te stel, so ek sal jou 'n likeie teruggee. It is a very good morning to everybody that's online. Liesel, goeiemôre, môre. Julle kan mekaar ook bietjie groet, julle is mos nou al bietjie familie. En Lizel, goeiemôre. Elsabie van Buren, môre. Elsabie, ek wil vir jou seën woord gee vanoggend asseblief. Ek weet nie of hy daar is nie. Jy was verlede week gereed gewees en ek wil graag vir jou seën woord gee as hy naby jou is. Welmarie, goeiemôre. Ag, Welmarie, hoekom is jy nie eerste nie, Welmarie? Ek sien jou dan altyd eerste op. Liesel, goeiemôre uit Lydenburg uit, lekker warm. Glo ek, ag dankie, Nita, jy sal altyd vir my sê ek lyk mooi, maar baie dankie, ek moet net dalk 'n bietjie kyk, laat ons kan 'n boutoksie doen of iets, maar my man wil niks weet van 'n boutoksie of 'n fillertjie, so ek rest maar in my skoonheid vanoggend. Môre Linda, lekker om jou te sien. Ag, ek is excited om julle te sien. Ek het ook nie, môre Renier, lekker om jou te sien. Elsabie, dis my dogter Zenay, is hier so perfek. Kom ons gaan haar bedien. En ek wil ook vir julle sê dat dit is die tyd vir die bonatuurlike. Môre Sue Jacobs, lekker om jou ook te sien. Ek weet ons gaan in 'n tyd van die bonatuurlike in beweeg. En ek weet dit is nou tyd dat ons die woord moet release. Vandag is die dag wat ek glo jou nuwe jaar aangebreek het. Ek glo jou nuwe jaar het aangebreek. Ek gaan nie wag tot die 31ste Januarie toe nie. Dit is net 'n lekker Kronos tyd, maar ons leef in die Kairos tyd. Ons Kronos tyd sê vir ons het 'n almanak en ons het tyd en ons het 'n horlosie. En ons Kronos tyd sê vir ons, Jesus, jy moet nou jaag, jy moet daar kom. Of die Kronos tyd sê vir jou, weet jy wat, jy moet nou jou goed betaal, jy is agter, al daai goed is Kronos tyd. Môre Lana van George, so maar ek gaan bietjie met ons deel oor jou Kairos tyd, wat nou is, en hoe ons daar uitgaan om die bonatuurlike van God te ontvang. Ek glo is die tyd vir die bonatuurlike. Ek is honger vir die bonatuurlike. Môre Alet, lekker om jou te sien. Is jy ook afwagting vir die bonatuurlike? Môre Luzaan, dis 'n goeie dag, is 'n goeie môre Luzaan vir jou ook. As jy ooit kleertjies wil hê, moet jy vir Luzaan asseblief kyk. Sy het 'n boutiek en haar man het 'n awesome kar waar hy karre en bakkies warm maak. So jy moet vir Luzaan kontak, vra vir haar hierso, waar maak ons bakkies warm om te kan jaag? So jy moet daar by hom uitkom, by haar man. Elmarie, goeiemôre. Hoe gaan dit met jou mammaatjie? Hoe gaan dit met daai babietjie, daai seentjie van ons wat groei? Ek moet by jou uitkom volgende week, sodra ek uit die Kaap uit is. Ek is in die Kaap hierdie week. So Elmarie, ek wil net daai ou babietjie, kan nie wag vir ons babietjie nie. Elmarie het ook 'n tydjie gevat voor sy swanger geraak het, en nou sy swanger en ons almal is van voor af broeis, almal. Ja Linda, ek is honger vir die bonatuurlike, en ons moet honger hê. Petrolheads, Luzaan, nie asseblief. Alet, dan is julle op die regte plek vanoggend, want ons gaan
Ons gaan bietjie oor die bonatuurlike praat, bonatuurlike voorsiening. Ons gaan bietjie gesels oor wat God alles bonatuurlik gedoen het, wat in die natuur en die natuurlike onmoontlik is vir God moontlik. Môre Debbie, lekker om jou te sien. Good morning. Everybody online, good morning to you. Ja, Elmarie kan groei, daai mannetjie groei, hoor. Ek kan glo. Dan is 'n lief ding. So ek gaan nou weer ouma word. Dankie Elmarie. Ek het baie kinders. Baie. Baie geestelike kinders, baie aangenome kinders en baie eie kinders. Môre Lena, is lekker om jou te sien. Ek sal altyd pink dra, Lena, baie dankie. Jy bless my altyd, ek mis jou Lena, ek mis jou baie, ek dink baie aan jou. Ek wil weet, hoe gaan dit met jou gesondheid Lena, dit wat jy deur die operasie is, lanklaas met jou gepraat, so vertel vir my bietjie, hoe gaan dit met jou, dat ek ook kan weet of jy right is, dan gaan ek ook bietjie rustiger wees oor jou. En hoe gaan dit met jou kinders Lena, hoe gaan dit met daai mooi seun en dogter van jou? So vertel vir ons bietjie, hoe gaan dit met hulle? En Wilna van Wyk, goeiemôre, is al lekker om julle te sien. Baie lekker. Ek is opgewonde vir julle vanoggend. Baie opgewonde. So nee, môre. Jesus, julle is. Hoekom is julle so stadig vanmôre? Julle gedink ek gaan nie hier wees nie. En toe jy het nie mooi gebid om te hoor nie. So die Here is vir ons net goed. Ek het vir julle 'n verrassing vir na die tyd. Môre Lilian, môre Angelique, het gewonder waar is jy en man lief vanoggend. Ek het vir julle 'n verrassing na die tyd. Ek het iemand wat vir julle gaan 'n gebed doen, 'n anointed prayer vir 'n nuwe bo-natuurlike deurbraak vir finansies. Sy's gesalf, sy beleef dit, sy leef dit, en ek wil vir julle sê, luister wat sy vir julle sê, en die Here gaan julle bless vanoggend deur te gehoorsaam te wees in wat sy sê. Maak julle gees oop sodra sy vir julle bid. Maak julle oop sodat julle daai bonatuurlike voorsiening wat sy alreeds het en in leef te kan ontvang. Julle gaan gebless wees. Amen. Ag, dit gaan goed Lena, jy voel stunning. Daar's sy, Lana te sienkie. Awesome. Ja nee, kyk, sy klim daai berge, hoor. En Steynie gaan dit ook goed, ons stap lekker in die berge. Jy's gebless. Ja, Luzaan, jy moet opgewonde wees, want sy en jy is sterk besigheidsvrouens. En al die besigheidsvrouens wat hier op is, bly op. Al die besigheidsmanne wat op is, bly op. Share die boodskap, kry bietjie rigting, hou op laat julle koppe raas, hou op mislik wees. Share hierdie boodskap, laat ons die woord van die Here kan uitkry. En daai gebed gaan julle oor moet luister, sodat daai gebed tot in julle hart en siel en gees gaan rus, om vir jou op 'n plek te bring, waar jy nie na ander goed kyk, behalwe God, en die voorsiening, en die bonatuurlike wat hy vir jou gaan doen nie. Grant, ek het gewonder, waar is jy? Jy was Sondag by die kerk net so zwarp, daar gaan jy, maar ons gaan nog lekker kuier. Ek onthou die braaivleis wat jy ons uitgenooi het. Ek sal ten minste my eie wyn bring. Jy moenie bekommerd wees nie. Moet net nie afgaan as jy drink wyn nie. Moenie skynheilig wees nie, asseblief. Ek hou van 'n glasie wyn. En nou is julle almal doodstil. Amen. Petronella, môre. Helene, môre. Suzette, môre. Ag, dankie Suzette. Ek voel goed. Ek is baie mooi gesond. Engela, dankie vir Sondag se diens. Dit was awesome geweest, nê? Engela, dit was nogal awesome diens Sondag. Ek het dit gelaaf. Die mense gesalf en ons is in 'n dimensie ingeskuif en ek weet Bomshelter Kerk is in 'n nuwe dimensie. Ek weet dit, die hele nuwe plek, 'n hele nuwe area, 'n hele nuwe ding wat met daai area gaan gebeur, met die kerk gaan gebeur, en die shift het gekom op die eerste dag vandat julle daarin beweeg het. So ek is opgewonde vir Bomshelter. Van julle wat dink ek submit nie aan 'n pastoor nie, en vir my vertel, ek moet asseblief ophou bedien, wil ek net vir al julle pastore ook sê, ek het 'n pastoor, en ek het verantwoordelikheid teenoor hom, en
Sy naam is Kobus Sieberts. Dis my pastoor daai, en as ek in die moeilikheid is, bel ek vir Kobus en sê vir hom, Kobus, ek is 'n bietjie in die moeilikheid, en dan wat hy doen, hy loop soontoe, en hy vra vir hom, watter een wil hy proe? Hy het die Bybel in die vuis in die ander hand, so, ek dink as hy dit hoor, dan gaan hy net lag, maar dit is maar wie hy is. So Kobus, van jou, van my kant af, dankie vir my betrokkenheid by die bediening, en dankie vir jou liefde, en dankie vir jou gemeente se harte teenoor ons ook in Jesus naam. Amen, Grant, daai shift het gekom. Ek het nou 'n klomp mense nou geskiep om hallo te sê, maar ek gaan nou begin bedien, so hallo julle almal. Linda, ja, ons moet bly, honger bly. Petronella, ja, jy moet uitsien na jou Johanse shift. Dit is daar. Die skuif het Sondag gekom. Renier, ag, dit was ook net lekker om jou te kon sien. Dankie vir Sondag se kompliment. Ag, die Here was vir ons goed gewees Sondag. Ja, Lilian, ek sal Kobus se nommer vir jou hier opsit. Hoekom? Soek jy hom vir die Bybel of die vuis? Dan kan jy verseker sy nommer kry, maar ek gaan sy nommertjie vir jou gee. Ek sal hom vir jou nou WhatsAppie stuur. Alright, kom ons begin met die woord van die Here vanoggend. Here, ek dankie vir vanoggend. Dankie vir u liefde, en dankie dat die woord soms soos water deur ons gaan breek, en dankie dat ons 'n honger te gaan kry vir die bonatuurlike. In elke faset van ons lewe het sy 'n lewende woord nodig, het ons finansies nodig, het ons 'n deurbraak nodig, het ons besigheid nodig. Ek glo dat die Here vandag vir jou openbaring gaan gee oor dit. Amen. Ag, Luzaan, want jy het geslaap, jy werk mos. Moenie vir my vra wat het Sondag gebeur nie. Jy moet vir hierdie mense vra wat Sondag gebeur het. Ons het 'n bonatuurlike diens gehad. So ek is bly jy is honger, Luzaan, dit is vir my baie goed. Jy het hierdie laaste 2 weke glad nie met my gepraat nie, my geïgnoreer, ek het rejection gehad, jy praat nie met my nie, as ek jou kontak en sê, Tannie, ek werk my dood, so weet jy wat nie, jy gaan na my toe moet kom met 'n box chocolates en 'n bos blomme, en sê jy repent omdat jy my gelos het, so ek het nou daardeur daai verwerping gewerk. Ek is lief vir jou, Luzaan. Angelique, daar het 'n shift gebeur, prys die Here. Lilian, as jy in die moeilikheid raak, soek jy sy nommer. Ek gee hom vir jou. Hy is my protector. Amen. Goed, kom ons begin met die woord. Ons sit hier so en gesels, maar kom ons begin met die woord. Ek het julle weet ek hou baie van klippe en rotse, en daar is vir my 'n koneksie aan rotse. Ek hou van die klippe, en ek hou daarvan om vir die rotse te kyk by die see. Dit praat met my, klippe praat met my, want as ek 'n klip sien, dan sien ek, hy is ons rots, hy is die rots waarop ons staan, en ek wil met julle 'n bietjie deel oor die rots, wat in die Ou Testament simboliek was van 'n absolute harde plek, 'n plek van onvrugbaarheid, en God het dit gebruik om die bonatuurlike vir hulle te wys. En ek glo, omdat ons dieselfde God dien, is genesing nie altyd net die ultimate openbaring en die ultimate supernatural ding wat kan gebeur nie. Hoor jy wat gebeur hierso? 'n bonatuurlike, wanneer jy 'n bonatuurlike substance sien, dan kan jy aan dit vat. Jy die bonatuurlike kan jy aanvat. En dis wat in die Ou Testament gebeur het. Uit die rots, uit die water gekom. So ek gaan met julle net so 3 of 4 deel, en dan gaan ons bid. Maar as jy gaan kyk in Eksodus 17 vers 6, ek gaan 'n kort opsomming weer op Facebook sit van die, julle lag vir my, julle is baie stout. Goed, water wat uit die rots gekom het. Eksodus 17 6, gaan kyk na Numbers 20 uit vers 11 en Psalm 78 vers 15 tot 16. Dan wil ek vir jou sê, God het water uit die rots laat kom. In die natuurlike bestaan daar nie so iets nie. Dit is net, daar kan nie water uit 'n rots uitkom nie. Kom ons wees nou eerlik. Maar God het die onmoontlike gemaak. Hoekom? Omdat hy die behoefte van die mens raak gesien het. Hy het die behoefte gesien, en daarom het hy
opgetree. Ons doen 'n God van mercy en ons in sy hart is aan ons gekoppel. En ons kan nie vir hom lief wees nie. Regtig, as jy dit voel, wil ek vir jou sê vanoggend, hy's lief vir jou. Hy's baie, baie lief vir jou. So daai water wat uitgekom het in die Ou Testament, is 'n verfrissing. Jy weet as jy baie dors is en jy drink water of koue water wat jy ook al drink, en dit verfris jou dors. Ag, dit verfris jou. Dit les jou dors. Dit is asof jy nie genoeg kan drink as jy baie dors is nie. Jy wil drink en jy drink, maar jy kan nie. Maar jy drink en voel jy vol, maar jy bly dors. En mag ons altyd daai dors na Christus hê. Altyd, altyd, altyd. En jy moet ook onthou, daai water wat jou verfris, is die woord van God. Dit is net die woord van die Here. Daar is niks anders nie. Hy sê, hy is die lewende water. So hoe meer ons van Christus het, hoe meer lewe kan ons, en ek hoop ons bly dors, sodat ons daai bonatuurlike van hom kan ervaar. En so met ander woorde, ek wil vir jou sê vanoggend, jy wat hier aanlyn is, God bring water uit 'n plek wat nie vrugbaar is nie. Hy bring water uit 'n rots wat onmoontlik is. But he proved that his supply is not limited. Sy voorsiening word nie beperk deur omstandighede nie. Glad nie. Dit wys God vir ons hierso. Jou harde seisoen, waar jy ver van God afgevoel het, waar jy ver van Jesus afgevoel het, wil ek vandag vir jou sê, mag daai lewende water deur jou vloei, dat jy verfris word. En al wat dit is die woord van God. Verwag dit vandag. Ek wil vir julle uitdaag vandag. Verwag 'n bonatuurlike aanraking van die Here. Verwag dit vandag. En dan heuning. Heuning, ek gaan lees in Deuteronomium 32 vers 13. Nou heuning verteenwoordig openbaring. Dit verteenwoordig die sweetness, wysheid, divine nourishment. En die rabbis, jy gaan lees as jy boeke lees en jy gaan in die rabbis se teachings leer hulle ons dat heuning van 'n rots, 'n prentjie is van onverwagte openbaring. Nou ek bid vandag dat jy 'n bonatuurlike, onverwagte openbaring van God se voorsiening oor jou lewe gaan kry. Ek glo en vertrou die Here gaan dit vir jou gee. Waar kry jy sweetness? Sweetness is found in struggle. Dit is gevind, waarmee struggle jy? Struggle jy met unforgiveness? Struggle jy daarmee? Want dit is bitter, is 'n bitterheid. Struggle jy daarmee? Ek wil vir jou regtig sê vandag is jou dag wat jy ook gaan vrykom om mense te kan vergewe. Jy kan nie mense oordeel nie. Jy kan nie mense sê ja maar nie. Jy kan nie, dit is nie jy nie. Dit is nie die vrug van die Gees nie. Ja, maar jy verstaan nie hoe seer het hy my gemaak nie. Wat maak dit saak? Dit is nie jou probleem nie. Release jy net. Petronella, ek glo die Here gaan jou bonatuurlik aanraak. Die Here gaan almal bonatuurlik aanraak, want dis hoe ek my God ken. Dit is hoe ek hom ken. Ons het die openbaring nodig. En die sweetness van die heuning is found in struggle. So wat is jou struggle vandag? Wat? Is jou struggle onvergifnis? Is jou struggle finansies? Is jou struggle emosies? Sukkel jy met triggers in jou lewe? Wat is jou struggle vanoggend? Want weet jy wat? God gaan vir jou vandag 'n bonatuurlike 'n heuning in jou mond sit wat jou joy terugbring. You need the joy of the Lord, because that is one of the kingdom principles, is joy in the Lord. So kom ons gaan die Here vertrou vanoggend. Julle gaan saam met my werk. Julle het beloof julle loop hierdie journey saam met my. So kom ons loop hom julle. Kom ons loop hom. En dan die derde een is olie. Ek gaan lees Deuteronomium 32 vers 13 en arme ou Job 29 vers 6. En julle moet ophou sê, julle is soos Job.
Jy moet dit ophou sê, jy gaan daar sit en vrot vir die res van jou lewe. Jy is nie Job nie. Job was in die Bybel om ons 'n les te leer. So hou op om te sê ek is Job. Dan as jy sê jy is Job, dan weet jy wat, nee, dan moet jy nou maar sit. Jy is nie Job nie. Jy is glad nie Job nie. Job is daar gewees en God leer ons iets uit Job uit. En ek dink is Job 42 waar hy sê, wanneer jy vir jou vriende bid, word jou goed ook herstel. En dis 'n groot een daar is om vir mense te bid as jy nie het nie. Jette, as jy nie het nie. Job het gebid vir sy vriende. Hy het niks gehad nie, hy het daar gesit. Toe bid hy vir sy vriende. That is to hear the voice of God, to move by the supernatural. Alet, ek verstaan dit is moeilik, as mens konstant negatiewe goed hoor. Maar weet jy wat, nee, ek het nou die dag met 'n vrou gepraat, sy is met 'n narcis getroud, daai man breek vir haar af, tot in die afgrond toe, hy sê vir haar die vreeslikste goed, hy verneder haar voor mense, kom ek vir jou sê, dis nie van God af nie, dit's nie van God af nie, ek sê nou vir jou, en hy noem homself 'n kind van die Here. Dink hy is ek weet nie of hy 'n diaken of 'n leier is in 'n leierskap nie. Dit is moeilik, ek weet. Maar weet jy wat, vandag gaan die Here vir jou die bonatuurlike verfrissend gee, die heuning in jou mond sit, deur daai bitterheid beweeg en stap weg, draai jou rug op daai ding. Ignoreer dit en gaan voluit vir die Here. En sê vanoggend, Here, ek is vry deur die bloed van Jesus. Ek is vry, want ek is honger vir die geestelike riem. Ek is honger vir die bonatuurlike. Wees vry, asseblief, dit help nie jy top oor daai ding nie. Alet, ek wil ook vir jou sê, moenie top nie. Maak 'n keuse. Moenie luister vir daai twak nie. Amen. Maak jou keuse. Ek weet dit is 'n moeilike een. Ek weet onvergifnis en vergifnis is 'n moeilike enetjie. Maar die Here wil vandag daai heuning in jou mond sit. En vir jou sê, weet jy wat? Eet die heuning sodat dit soet kan word in jou mond. Want daai heuning is iets wat jy nodig het vandag. As jy sit met bitterheid en onvergifnis en judgment en al daai goed in jou hart, gaan eet sommer 'n eetlepel heuning as jy kans kry. Ek doen dit. Doen gereeld gaan eet ek heuning. En vra jy nou vir my, nou wat doen jy nou? En sê ek eet net bietjie heuning, want ek sukkel alweer om iemand te vergewe. Ek wil hom eerder maar onder my kar sit, bo oor hom ry, vorentoe, agtertoe, reverse. Dis wat ek wil doen. Maar ek sal maar liewer heuning eet, laat dit soet word in my mond, laat die bitterheid weggaan. Come on! Ons moet bietjie ook in die natuur optree om die bonatuurlike te kan ontvang. Goed, die derde een. Annetjie, jy is heeltemal reg. God het ons geroep by ons naam. Jy's nie 'n Paul nie, jy's nie 'n Ruth nie, jy's niks anders nie. Weet jy wat, Annetjie, ek hou van jou. Ek is niks anders behalwe Amelia nie. Ek is nie 'n Esther in die Bybel nie. Ek is nie Hagar nie. Ek is nie Paulus nie. Ek is Amelia. En God het jou by jou naam geroep. Hou op om vir jou iemand in die Bybel te soek. Ja, jy is 'n Joshua of jy weet jy wat, nou as iemand vir jou woord gee, jy is soos 'n Gideon. Soos 'n Gideon. Jy is nie Gideon nie, jy is soos Gideon. So jou verhaal loop af soos wat Gideon se verhaal afgeloop het. Ons is nou heeltemal van die punt af, maar toe maar. Daar sê Petronella, gaan eet daai heuning. Gaan eet hom. Kom ons gaan na die olie toe. Ek's amper klaar. So Deuteronomium, ja, ons het nou Job gekry. So die olie verteenwoordig die Heilige Gees, anointing, healing, consecration, joy, and to empower you. Amen. We need to be empowered by the Holy Spirit. The miracle of anointing, birth. Vir die mense wat net vir my vra vir Afrikaans, dis bietjie moeilik. Wanneer jy deur hardships gaan, en dis veral vir jou bediening hierdie, wat ek vir jou sê, jy moet gecrash word.
Jy kan nie net sit en dink, Jesus, weet jy wat, nee, van hierdie terugsit en comfort zone waarin jy is, het ek hierdie massive ministry. Kom by, jy weet jy wat, jy gaan gepres word, jy gaan gecrash word, want God soek die laaste bietjie olie uit daai olyf uit. So dis 'n crushing proses. Moenie dink jy het 'n arrive nie, jy het glad nie 'n arrive nie. Jy het glad nie, Elsie, dis mooi, jy kan jou storie vergelyk. Amen, dit is mooi. Môre Angela, is goed om jou te sien. Ek wil weet, hoe gaan dit met jou man Angela? Jette, jy moet ons net bietjie vertel asseblief. Goed, so, olie is the miracle of oil. Birth, a beautiful anointing on your life. Wanneer jy regtig deur die geboorte gaan van olie, soos 'n olyf wat gecrush word, kom die lekkerste, die mooiste, suiwerste olie uit jou lewe uit. En dit is wat ons moet verstaan, is dat jy gaan gecrush word in ministry. Moenie laat enige iemand vir jou lieg nie. Hoekom gaan ek gecrush word? Ek kan dit vryspring. Nee, jy kan nie. God moet jou karakter vir jou vorm. Hy moet jou integriteit vir jou vorm. Ons almal is vrot, ons het almal karakter, goed wat nie by ons pas nie. Ons almal mis integriteit. Come on. God soek die integriteit. Hy soek 'n seun van God wat belyn is met heaven to earth. Hy soek die belyding. En nog enetjie is die vuur. Julle, as 'n pastoor eers preek en hy hardloop by daai mense en hy sê fire, 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 sê ek vir julle, skiet ek soos 'n ketty uit by daai diens. Moenie vuur op my sit nie. Moenie vuur nie, want God werk met myself. Ek sal self voor die Here gaan en sê, Here, brand hierdie goed uit my lewe uit. Ek weet van kerke wat gesê het, Here, fire, fire, bring die vuur van God. Daai kerk toegemaak. Ek sê nie dis verkeerd nie, but if you're not ready for the fire, don't pray the fire. Want dit sal alles uit jou uitbrand, en wat gebeur dan? Dan wonder jy, hoekom jy so niks voel nie, en niks is nie. Laat God toe om goed uit jou uit te brand met die tyd. Want hoekom? Ons gaan almal deur purification in seisoene. Purification is nodig. En die vuur bring ook daai acceptance of worship na die Here toe. Dis 'n bonatuurlike krag wat jy ook gaan besit. Maar asseblief, hou op om te sê fire oor mense as jy onseker is as God nie so gesê het nie. Don't just call the fire of God off. Amen. Angela, ag dankie, hy's beter in remission. Ag Angela, ek is so bly. Die Here is so getrou en mag hy volle genesing ontvang. Vorm hom. Dankie Here, dat die genesing oor hom bring en 'n rustigheid oor Angela bring in Jesus naam. Daar was nou een, vorm my, omdat julle, daar was 'n liedjie wat gesê het, Here, vorm my soos wat U my wil hê. Asseblief kan die Here ons bietjie vorm vandag bietjie uit klei uit, laat ons kan hard word. Maar elke keer as die Here my pot sien, dan sê hy, nee, hier's 'n flaw. Kom, ek gaan hom net gou weer op die pottebakker wiel sit, dan doen ons 'n nuwe een. So, weet jy wat, jy gaan maar gevorm en vou word in jou purification. Verwag dit. Die vuur van die rots praat van 'n God wat homself openbaar het aan 'n harde plek, aan 'n baie groot harde plek. The rock that tried to bury, die rots wat jou wou begrawe het, word die rots en word 'n altaar waar jou gebed op gaan. So daai selfde klip, daai selfde rots wat jou wou begrawe het, word 'n altaar van worship. 'n Altaar van worship. So ons moet besef dat wanneer jy gebrand word en God consume jou, is jy 'n offer, 'n lewende offer vir die Here.
En ons moet 'n lewende offer wees vir God. Omdat God alles van ons wil hê. Hy wil ons brand, laat daar niks van Amelia oorbly nie. Dat daar niks van enige iemand oorbly nie. Jy moenie eers aan idol worship dink nie. Jy moenie eers dink aan hoe gaan ek môre deur my budget kom nie. Moenie eers daaraan dink nie. Just be the sacrifice for God. So ek wil met julle afsluit en vir julle te sê, God came from the rock, Christ himself. Hy is die rots. Hy is die rots. Daar's lewende water wat hy laat gaan het. Hy het olie uit die rots laat gaan. En die vuur is consume. En hier kom God en hy sê, dis die rots op wat ek my kerk bou. Is Christus homself. So ons kan niks van hierdie goed doen, as dit nie uit Christus homself kom nie. Ons kan niks nie. So verwag die bonatuurlike. Asseblief, kan God weer vir ons die bonatuurlike gee? Ja, maar weet julle wat, ons is nie honger vir die bonatuurlike nie. Ons worry nie oor die bonatuurlike nie. Ons sien net genesing as bonatuurlik. Dit is nie net die bonatuurlike nie. Skus as die sein bietjie wegraak, okay, ek is ook hierso. So, verfrissing kom van die water. Revelation kom van die heuning. Salwing kom van die olywe. En 'n encounter kom deur die vuur. En dan sê jy ook, I lack nothing. Christ is the rock, the foundation. En die bonatuurlike wat ek nou met julle wil deel, gaan deur daai stappe. Besef dat hy die lewende water is. Besef dat hy jou wil hê, jy moet vergewe. Want ek kom nou tot op 'n punt. Hy wil hê jy moet vergewe. Hy wil hê jy moet gebrand wees deur sy consuming fire. En dan moet jy Christus erken as die rots. Hoekom? Want ek wil vandag vir jou sê, as jy dit verstaan, en jy belyn met die koninkryk van God, gaan die voorsiening wat God vir jou beplan het, deurbreek. So hierdie hele ding gaan oor ook 'n finansiële deurbraak. Want in hierdie tyd het ons finansiële deurbrake nodig. As jy dit nodig het, kom en dit. Ons het finansiële deurbrake nodig. Almal van ons het. Hoekom? Want ons moet die koninkryk bou. So ek het ook Sondag bedien, toe sê ek vir die ouens, jy weet, die woord van die Here sê, we are seated with Christ in high places. So ons moet ophou dink om te bid boontoe. Ons bid van bo af onder toe. We need to pray. Jy moet jou mind renew vir jou posisie in Christus. Jou posisie bepaal jou denke, jou posisie bepaal jou optrede. Jou posisie bepaal hoe honger is jy vir die geestemensie. En weet jy wat, nee, ek het ook vir hulle Sondag gesê, dat wanneer jy bid, en jy bid vir 'n familielid, daar is 'n verskil. Praat jy met God? Here, ek praat met jou oor my kind, ek praat met jou oor my kind, maar weet jy wat, Here, ek declare nou, skrif, ek declare die woord van God oor hom. Daar is 'n verskil. Hou op met die Here partykeer praat oor mense, en vir die Here vertel hoe sleg is hulle, vir die Here vertel hoe nodig het hulle jou, en wat het hulle nodig. Nee, luister gou vir my. Declare the voice of God. Declare the prophetic anointing. Use it for what is on you. Use that prophetic anointing. En ons gaan nou bid vir finansiële deurbrake. Nou, maar ek wil gehad het julle moet weet hoe die rots werk. Want die rots is die bonatuurlike voorsiening wat gaan deurbreek in jou lewe. Want ons moet ons oë van omstandighede afval. Hierso het hulle almal hulle oë in die Ou Testament, toe dit gebeur, hulle oë was af, arme Moses. Ek dink hy het so gestres met die water, wat hy daai rots uit gekom het, ek dink hy het hom boeglam geskrik. Mag ons boeglam skrik vir dit wat die Here vir ons kan doen na vanoggend. Ek weet julle gaan 'n finansiële deurbraak kry. Ek weet, sodra Natasha vir julle gebid het, ek weet dit, want weet jy wat, sy leef in die bonatuurlike
En wanneer jy in die bonatuurlike lewe 'n lewe van jou deurbraak wat jy ontvang het as openbaring, is daar salwing op daai persoon wanneer die gebed gedoen word. So daar is salwing op haar stem en dit wat sy doen, omdat sy hulle deur 'n moeilike tyd is, oorwin, die koninkryk verstaan, en dit is hoekom, wanneer ons die koninkryk verstaan, kan goed net gebeur. It's just going to happen. Dit gaan net verander. Ja, Karen, speak change. En as julle na haar luister vanoggend, maak julle gees oop om te hoor wat die Here vir jou sê. Jesus is jou rots. Anders weet ek ook nie hoe ek deur alles gekom nie. Maar as jy onvergifnis het, daar's die heuning, bely dit vanoggend. As jy voel ek wil ministry oplos, kry die olie en sê, okay, Here, ek word gecrash, maar help my hierso. Gee my karakter en integriteit, dat ek kan aangaan. Jesus is die rots, drink die water vanoggend. Drink die lewende woord wat aan julle gaan bedien word vanoggend. Anelda, ek weet jy is honger vir die bonatuurlike. Ek ook, maar ek is honger vir goed wat water wat uit 'n rots uitkom, is bonatuurlik. Ons is nie verwagtend vir en in afwagting vir die bonatuurlike nie. Ek is honger vir die bonatuurlike. It's time. Ek wil weer sien, julle het net in my ministry toe ek begin het ek bonatuurlike wonderwerke aanskou. Ek het gesien hoe val die lig uit die goud uit die lug uit. Ek het hande gehad wat goud is. Daar's nog goud in my Bybel. Ek het gesien, daar olie op my hande gekom. As ek olie nodig gehad het in 'n plek, het die olie op my hande gekom om mense te salf. Ek het nie eens 'n bottel olie gaan soek nie. En weet julle wat, dan ruik daai olie soos mirre. Suiwer mirre. Dan gaan ek huis toe, dan vee ek dit aan my klere af. Ek het nou nog 'n toppie, wat die Here bonatuurlik vir my mirre aan my hande gesit het. En toe vee ek dit so af in 'n toppie, toe hang ek hom in my kas. You need to expect the supernatural abundance overflow of God in a time such like this. Is julle reg dat Natasha vir julle bid? Kyk my kind, kyk hierdie mooi vrou. Is een van my dogters, by wie ek kuier vandag. So, are you ready, girls? Boys? Hier sy. Môre julle. Sorry, ek het dit nog nooit gedoen nie. So, glad nie op die spot gesit nie. Dankie Tannie. Okay, ek wil maar net 'n bietjie met julle deel vanoggend en vir julle bid ook. En net die Here die skrif nou by my opgebring terwyl ek sit en dink dit oor wat moet ek bid vir julle. En die woord wat die Here sê vir hierdie tyd, vir hierdie seisoen is in Hebreërs, ek gaan dit nou in Engels lees, so dis Hebreërs 4 vers 9, en die Here sê, there remains therefore a rest for the people of God, for he who has entered his rest has himself also ceased from his works, as God did from his. En die Here sê, ons moet in 'n plek kom van rus in hom, en weet dat ons weet dat hy vir ons is en nie teen ons is nie, en dat hy al ons behoeftes weet. Daar's 'n ander skrif wat sê, grace and peace be multiplied to us in the knowledge of God and of Jesus our Lord, om te weet dat ons weet wie hy is, and his divine power has given to us all things that pertains to life and godliness, through the knowledge of him who called us by glory and virtue, by which have been given to us the exceedingly great and precious promises, that through these we may be partakers of his divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. And it is 2 Peter 1 verse 2-4. Die Here weet wat ons nodig het. En die Here weet dat voor die begin van tyd het ons elkeen ja gesê vir die assignment wat ons het in ons lewe, die scroll, die destiny scroll. Ons het, toe die Here gesê het, wie gaan Amelia wees? Wie gaan hierdie powerful woman of God wees wat
my woord gaan declare boldly. En Tannie Amelia het gesê, ek is Amelia, ek gaan daai skraal vat, en in dit het die Here vir ons alles gegee, alles. Hier sê dit in sy woord, in 2 Engels, 2 Peter 1 verse 2-4. He has given to us all things. So, wanneer jy begin twyfel of jy op die regte pad is en of jy die regte ding doen, draai na die woord van God en herinner die Here aan sy woord. Kom in sy rus en staan op die woord wat sê, Lord, you said in your word that you have given me all things needed for this assignment on the earth. En dan het ek gister ook so bietjie met Tannie Amelia gepraat oor die assignment, en dan lees ons in die woord waar die Here vir Petrus gesê het, of Petrus na hom toe gekom en gesê, Here, ons moet taxes betaal. En die Here, Jesus het vir hom gesê, gaan vang die eerste vis. Dit is nou baie goed om die eerste vis en dadelik te luister en obedient te wees as die Here ietsie sê, maar hy het dadelik gegaan, die vis gevang, sy mond opgemaak, en daar was genoeg munte in die vis se mond om nie net Petrus se taxes te betaal nie, maar ook Jesus in te betaal. En die Here sê daarin dat hy sal altyd dit wat jy nodig het voorsien, en dit wat jy nodig het vir jou assignment, waarvoor hy jou geroep het, waarvoor jy ja gesê het, waarvoor hy alles vir jou gegee het, daar sal altyd genoeg wees vir die assignment en vir jou persoonlik. So wanneer ons nou in 'n situasie is waar dit nie oplaai nie, waar ons nie die volheid van God se woord in ons lewe het, waar ons 'n lek het in enige area, gaan ons in ons meditate op hierdie skrif in Hebreërs 4 vers 9 wat sê, there remains therefore a rest for the people of God. Ons kom in sy rus en ons sê, Here, ons surrender, want ons in ons eie way en ons eie kop en ons self, ons kan nie meer nie. Ek weet nie meer hoe nie, ek kom op 'n plek waar ek sê, I don't know, Lord, you said in your word, you give me rest. En daar is 'n ander skrif, ek moet dit nou net gou soek, ek sal dit soek en dan vir Tannie Amelia sê, waar dit sê, as ons nie in rus kom nie, is dit soos 'n sonde, want die Here het gesê, ek het klaar alles betaal. Sjoe, mooi. So as ons besluit om heeltyd dit terug te vat en verder te hardloop met dit en dit nie in rus te kom en die Here te sê, ek surrender, Here, hoe ek het doen, die laaste hoe lank werk en anyway nie, so nou gee ek dit oor. Ek gee dit totaal en al in die hande en ek staan op die woord, en ek, in the knowing that you have given me all things. Amen. Dis awesome. All things. So ja, that is it. Ek gaan nou vir julle bid. Ek gaan nou maar bid wat die Here sê, maar ja, en ek bid vir Tannie ook. Ek lees hom nou hier hande op haar. Ek kry meer as julle, hoor. So saam bid. En sorry vir die koffie asem. Nee, ek het ook hier gesit en koffie drink. Thank you, Lord. Here, ons sê net so dankie. Dankie vir u teenwoordigheid. Dankie, Here, dat u woord sê, daar waar 2 of meer in u naam bymekaar kom, Here, dat u daar is. So dankie dat u daar is, met elke persoon is wat kyk, want ons is saam in unity hier, so Here, en ons is saam in u teenwoordigheid, en ons sê dankie, Here, dat die Heilige Gees en die 7 geeste voor die troon van God aan ons elkeen nou minister, daar waar ons is, Here. Ons vra, Here, dat u ons sal help. Ons weet nie hoe om in die rus te kom, Here. Ons is in 'n earth-cursed system wat sê ons moet hardloop en werk en toil en sweat, maar Jesus het klaar die volle prys kom betaal. Hy sê dat ons die blessing van Abraham het, omdat ons in Jesus is. En as gevolg van die blessing, Here, roep ons u woord en ons sê, ons staan op Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 en ons declare the covenant blessings oor ons lewens, oor al hierdie mense, Here, oor ons eie finansies, oor ons eie situasies. Ons verklaar, Here, die woord wat sê in Deuteronomium 28 vers 1 tot Deuteronomium 28 vers 1 tot 14 sê, the blessing of the Lord shall come upon us. Ek het dat plek en ek kan nie maar my plek en sorry julle. Kom ek lees dit, want het is net powerful. The word of God is living and active. So it shall come to pass, because you saw in die begin sê dat we obey the commands. We
ons het nie meer die commands nie, ons het Jesus wat die prys betaal het. So ons staan op sy woord in faith, and we take the blessing that says, all these blessings shall come upon you and overtake you, because you obey the voice of the Lord, because you are in Christ. And Christ has paid the price. Blessed shall you be in the city, and blessed shall you be in the country. Blessed shall be the fruit of your body, the produce of your ground, the increase of your herds, the increase of your cattle, the offspring of your flocks. Blessed shall be your basket and your kneading bowl. Blessed shall you be when you come in, and blessed shall you be when you go out. Amen. The Lord, not you, the Lord, will cause your enemies who rises against you to be defeated before your face. They will come out against you in one way and flee before you in 7 ways. The Lord, not you, the Lord, will command His blessing on you and in your storehouses and in all the land which the Lord your God has given to you. The Lord will establish you. En establish beteken, you, as die bank kom, kan hulle nie jou huis by jou terugvat nie, because you are established. Met ander woorde, ons is skuldvry. Amen. Dis wat sy belofte sê. Amen. Hy sê, the Lord will establish you. Amen. Ek vat dit vanoggend. The Lord will establish you as a holy people to Himself, just as He has sworn to you. Nou as die Here hierdie aan jou beloof en aan jou sweer, hoekom het ons dit nie? Ja, amen. Hoekom ontvang ons dit nie? Amen. If you keep the commandments of the Lord your God and walk in His ways, daai deel is, if you believe in Christ, if you have Christ in your heart, then all the people of the earth shall see that you are called by the name of the Lord, and they will be afraid of you. And the Lord will grant you plenty of goods in the fruit of your body, in the increase of your livestock, in the produce of your ground, and in the land which the Lord swore to your fathers to give to you. Amen. The Lord will open His good treasure, the heavens, and give you rain in your land in its season, and He will bless all the work of your hand. You shall lend to many nations, and you shall not borrow. And the Lord will make you the head and not the tail. You will be above and not beneath. Dit is die beloftes wat die Here vir ons gegee het. And His blessing, Lord, I just thank you for your blessing, Lord. I thank you for the promise of your blessing. I thank you, Lord, that in almost every verse it says, Lord, that you will bless us. You give us these promises, Lord. All of your promises are yes and amen. To the glory of God, Lord. So we thank you, Lord, that we can come in unity and we decree these blessings upon us, Lord. Amen. We declare, Lord, that we are tithers and we stand upon our tithers' rights, Lord, that says that you will rebuke the devourer for our sake and you will open up the windows of heaven. And your word says, Lord, to test you in this, Lord. So we are tithers and we thank you, Lord, that we stand upon your word and we decree and declare that the Lord establishes us and the Lord will rebuke the devourer for our sake. And we thank you, Lord, that your blessing makes us rich and you add no sorrow to it. Amen. And that's Proverbs 10 verse 22. So we thank you, Lord, for your blessing. We thank you, Lord, that you bless these people, that you bless their businesses, Lord, and that you will bless each and every one of us, Lord, with a greater understanding to seek first your kingdom, Lord, and the laws of your kingdom. And your word says that you will supply everything that we need. And we thank you for that in Jesus' name. Amen. Amen. Jette. Chica. Ja, ek is nou klaar. Ooh, is julle gebless? Is julle gebless? Nou sê vir ons bietjie julle is gebless. Asseblief, want julle is baie stil terwyl sy bedien het. Dit is nie reg teenoor haar nie. So sê vir ons julle is gebless en dankie julle het ontvang Elsaatjie. Hi Melissa, dankie. Kom sê vir ons of julle ontvang het en of julle saamstem met die woord. Onthou julle die woord is verfrissend. Is verfrissend. Madeleine, vat dit in Jesus naam. Amen. Ek is regtig opgewonde. Ek het gevoel hierso, ek is op 'n nuwe level. Daar gaan ons. Hoekom? Want heaven connect with earth. Earth connects with heaven. Hoe? Deur ons. Deur ons. So we need to represent the heavens on earth. En dit kan net deur ons kom, omdat ons 'n kingdom vision moet hê. En ons het hierdie hele jaar gepraat oor kingdom vision, ons het hierdie hele jaar gepraat oor alignment, ons het hierdie hele jaar gepraat oor
hoe om dit af te bring ondertoe. So, ja, julle was, skus Linda, was julle het ontvang, julle was stil. Gaan julle asseblief in die rus van die Here in, sê net vir my, ja, ons gaan probeer, maar ons gaan in die rus van die Here in. Dis al, sy leer my om in die rus van die Here in te gaan, is moeilik vir my. Is moeilik vir my want ek wil alles doen. Ek wil die Here bietjie aanjaag. Ek wil sê, Here, ek gaan maar bank toe my lening uit te gaan haal. Here, ek gaan maar dit verkoop, maar sy leer my om in die rus in te gaan. En vandat ek in die rus ingaan, quoteer jy skrif. Here, ek het alles gedoen wat ek moet. Ek het gesaai, daar saad in die grond, ek weet ek is righteous voor u, die koninkryk is in my, Here, dis u beloftes dat u my gaan seën. Here, dit is waarvoor u my geroep het, is om die koninkryk te establish on earth. So ek is opgewonde oor julle finansiële deurbrake wat gaan kom. In Jesus naam. Amen. So, julle moet geanker bly in die Here. Sê vir Natasha baie dankie. Julle gaan haar nog baie sien. Ons gaan laat sy vir ons wel so gou as moontlik, maar sy het maar min tyd, vir ons 'n paar teachings gee oor finansies. Ek weet sy het nie baie tyd nie, maar ek dink ons gaan dit vooraf rekord en dan 'n reeks maak van so 6-7 minute wat sy julle kan teach oor finansies. So my deurbraak is op pad, so dit is hoekom ek nie sy ja, dis klaar. Hoor hierdie een hoe preek sy vir my. Dis klaar daar. So maar ek gaan haar vra wat sy's 'n goeie teacher, briljant, mooi salwing en sy verstaan iets van die kingdom financial world wat min mense verstaan. So vat hierdie woord. Ja, vat hierdie woord, gaan in sy rus in en vra vir die Here om hierdie goed uit te sorteer. Jy gaan nie nou sit en rus nie. Jy gaan nog steeds die Here loof en prys. Jy gaan nog steeds vir hom dankie sê. Jy gaan nog steeds die Here aanbid in waarheid en gees. Maar gaan in sy rus dat, en onthou, ek dink Annetjie het altyd hier sê vir ons, dis klaar, 2000 jaar terug, is op die kruis dit vir ons gegee, alles. Natasha praat ook daarvan, 2000 jaar terug is alles vir ons gegee, en sy sê alles, is dit alles. So kom ons doen die alles, en ons ontvang die alles vandag, in Jesus naam. Petro, is jy alweer laat, speel die lyfie nou nurs, groete vir jou man, Shaima kry jou jammer, maar dit gaan amazing gaan met hom, hy gaan gou gesond word. Goed, dis die woord van jou hart, Linda, ek is awesome. Tasha, dis vir my awesome. Karenkie, jy sê in die Kaap, ek ook, ek gaan vir jou eendag kom hallo sê, ek mis jou daar in Pretoria, ek mis jou, ek is baie lief vir jou, en baie groete vir Renier ook. Goed, ek gaan julle groet met my koffie in my hand, en vir julle sê, ek love julle almal to pieces, ek love julle omdat julle net mooi is, en ek sien julle dan volgende week, en moet dit nie mis nie, want ons gaan aan, en hou op om so lui te wees om in te skakel, share hierdie boodskap as jy kan, los vir ons kommentaar, en indien jy wil hê ons moet vir jou bid, vir 'n deurbraak finansiëel, asseblief los 'n boodskap, al is dit na die tyd, los 'n boodskap, dat ek dit in my kan print en in my boekie sit, laat ons dit voor die Here bring, ek wil saam met jou bid, vir jou deurbraak. Ok, ek het nou baie gepraat, ek is lief vir julle, julle moet 'n awesome dag hê, bye!